Ons Vader in die hemel, ek dank U vandag dat U self ons toevlug is. As daar een ding waarvan ek terdee bewus is, is dit my weerloosheid en broosheid ten midde van alles wat rondom my in die wêreld gebeur. Ek het U so nodig, Here, want in laaste instansies is U al een wat werklik 'n verskil kan maak aan enige omstandighede. Daarom dank ek U dat U nie net 'n verskil kan maak nie. U maak dit inderdaad ook. Dankie Here dat ek saam met die gelowiges van alle tye kan getuig van U reddingsdade, van U getrouheid, van die feit dat U ons nie in die steek laat nie. Maar my dankgebed vir U trou maak my ook skaam, omdat ek U telke male in die steek laat. Here, ek besef maar te goed hoe ver my toewyding tekort skiet. Ek besef elke dag in hoe 'n mate ek lewe asof my burgerskap vir ewig op die aarde vasgemaak is. Ek weet dat my lewe weinig anders lyk as die van mense wat U nie dien nie. My Heer, om in die 21ste eeu 'n Christen te wees, is nie maklik nie. Ons lewe in 'n wêreld waar mense mekaar in die steek laat. 'n Wêreld wat regeer word deur produktiwiteit en winsneming. En dis moeilik om te weet wat om te kies en hoe om op te tree. Dalk is dit so moeilik omdat ons, ek, ten diepste so verknog is aan die dinge van die wêreld. Daarom bid ek vandag, Here, gee vir my die wysheid om te kan onderskei wat U saak dien, of wat bloot bereken is op my eie belang. En gee my dan die krag om teen my selfgeregtigheid in vir U te kies. Dankie Here dat ons weer vandag voor U voete kan kom kniel. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om 'n gebed met U te deel. 'n Gesprek met U te hê, Here. Here, ons hoef nie 5 keer 'n dag vir 5 minute of 10 minute voor U voete gaan kniel, die mat voor my soen en 'n gediggie of 'n versie opsê om maar net nou weer terug te kom en die volgende versie te herhaal nie. Here, die kanaal is altyd oop tussen U en my, U en ons. Vader, vandag bid ek vir gebrokenheid, selfbeeld, mense wat sukkel met 'n stikkende hart, verwerping. Here, ek kom teen al die aanslae van die duiwel. Die wêreld is so 'n maklike plek as jy deel is daarvan. Maar dis ook 'n seer plek, Here. Want Satan kom haal jou uit en hy sit hierdie wonderlike, pragtige bord voor jou met al die lekkernye. En sodra jy die bordjie geneem het en jy begin daarvan eet en jou bord is skoon, dan los hy jou. En dan sit jy met hierdie vol maag en jou kos moet nou nog verteer word en dan gaan hy dit in jou darm in en dalk voel dit nie lekker nie, iets wat jy geëet het, is jy dalk voor allergies en dan sit jy met hierdie ongemak en ja, die Satan los jou. Hy vat jou en hy gee vir jou al hierdie beloftes. Maar God se beloftes staan, eeue al staan sy beloftes. Hy gaan nooit terug op sy woord nie. Sy woord is die waarheid. Jy kan hom vandag vertrou, glo, onwrikbaar in hom glo. Hy stel jou nooit teleur nie. Ja, hy gaan dalk nie vir jou gee wat jy wil hê nie, maar die rede daarvoor sal jy dan spoedig ontdek, uitvind. Vertrou hom vandag. En wanneer jy sê, Here, ek het U nodig, is hy daar vir jou. Hy is altyd daar vir jou. Jy is 'n kniebuig ver. En weet jy wat is die wonderlike ervaring wanneer jy soms nie woorde het nie? Worship. Speel die wonderlikste musiek en worship net. Hy ken jou hart. Hy weet wat is in die binnekant. Hy weet wat is jou omstandighede. Hy weet wat jy nodig het. En hy sal jou nooit net daar los nie. Ons maak self soms keuses wat nie goed is nie. Maar God is altyd daar. Altyd. Hy laat jou nooit in die steek nie. Ons beweeg uit sy lig uit, maar sy lig skyn altyd.
Mooi dag vir julle almal.